Ons wil vir almal wat by die huise kyk, wil ons ook verwelkom by ons Goeie Vrydag diens. En julle is natuurlik welkom om daar by die huise ook die nagmaal aan die einde van die diens saam met ons te gebruik, te vier. So kry maar so lank ook die tekens daar in gereedheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons aanbid U vanoggend as die gekruisigde Christus. Ons vra, raak ons elkeen aan met U teenwoordigheid en met U liefde. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het dit hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en het vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo na onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, hom die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria, die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue was saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. The crown of thorns placed on his head, he knew that he would soon be dead. He said, did you forget me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah. Up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reach which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his glory. Hallelujah. The sword is the body of our Lord, said truly this was Jesus Christ our Savior. He looked with fear upon his sword and turned to face his Christ and Lord, fell to his knees.
Zion, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hand, his feet and side, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen, hallelujah, 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 hallelujah. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hemelvader, vanmôre kan ons net in afhanklikheid na u troon van genade kom. En Here, laag voor u kom buig. En net kom sê dankie, Here. Dankie vir 'n dag soos Goeie Vrydag. Dankie, Here, dat u niks
gespaar het om dit vir ons moontlik te maak om vir ewig saam met U te wees nie. Dankie Jesus dat U vir ons kom sterf het. Dat U deur hierdie dag die grootste lyding denkbaar, wat eintlik nie eers in ons kan opkom nie, Here, deurgegaan het. En elkeen van ons was in U gedagtes. Vanmôre, Here, wil ons sê halleluja. Dankie Jesus. Ons prys U naam, ons bring aan U al die lof en die eer en die aanbidding, Here. Want aan U alleen kom dit toe. In Jesus naam. Amen. Baie dankie aan die musiekbediening terwyl hulle gaan sit. Ons teksgedeelte vir vandag is uit Psalm 22. Jy kan gerus die hele Psalm by die huis gaan deurlees, maar ek gaan net so gedeeltes lees uit die eerste 22 verse. Die opskrif van die Psalm is: U het my gebed verhoor. Nou dit klink nie so as 'n mens die eerste gedeelte van hierdie Psalm lees nie. Psalm 22 vir die koorleier op die wysie van die wildsbok van die Daadraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? En bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur mense bespot en deur die volk verag. En dan vers 12, moet tog nie so ver van my af weg bly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. 'n wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste uit Basan staan hulle my toe. Soos verskeurende, brullende leeu storm hulle met hulle oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uitmekaar geval. My hart het soos was geword. Dit smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte. U laat my lê, asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my. Die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en voete vas. Al wat been in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leed vermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looitjies oor my mantel. En U, Here, moet tog nie so ver bly nie. Bron van my krag, help my tog gou. Ons lees net tot sover. Kort nadat ek Psalm 22 gekies het as die teks vir vandag, het ek op Media 24 die verskriklike en skokkende nuus gelees van iemand wat ek baie goed ken, die dominee by wie ek my prakties gedoen het toe ek nog 'n student was, en 'n dominee was van ons gemeente daar in Stellenberg, dat sy vrou naby Bonnievale geskiet is en dat sy aan haar wonde beswyk het. En dit nadat sy in die veld wou gaan stap. Ons is nou in 'n jaar van die begin van die uitbraak van die pandemie. Die hele wêreld styer so van een vlaag van uitbreking na die volgende. Almal van ons ken mense wat dood is in die afgelope jaar. Of mense wat siek was, of dalk was ons self siek, of het ons, want daar het van ons gemeentelede by die dood omgedraai. Baie mense ly as gevolg van die inperkingsregulasies en die finansiële en emosionele implikasies daarvan.
Ek en Eileen was verlede naweek in die Karoo gewees en daar is sulke kolle wat groen is, maar verder is daar niks. Van die bome is groen, maar daar's geen weiding in die veld nie. Niks. Dis die 7de jaar van droogte, hoor ek. Nou die dag bel iemand my in ons gemeente. Ek kan amper nie hoor wat sy sê nie. Met hartverskeurende snikke sê sy, bid asseblief vir my. 'n Naby familielid het nou net gesterf. Wat maak ons met hierdie goed? Elkeen van ons beleef dit wat ek nou net genoem het op 'n sekere manier. Elkeen van ons kan ons eie storie vertel, ons eie voorbeelde gee. Maar wat maak ons hiermee? Die Bybel en ook veral Psalms en Psalm 22 is 'n goeie voorbeeld. Die Bybel nooi ons uit om met God daaroor te kom praat. Om met hom te worstel hiermee. Maar wat sê ons vir hom? Waar kry ons woorde om hierdie tipe van goed te verwoord? Wanneer Jesus aan die kruis is, wanneer hy hierdie uiterste pyn en smart en hierdie stikkendheid, hierdie gebrokenheid beleef, dan kies Jesus Psalm 22. Die geleerdes sê hulle vermoed dat Jesus die hele Psalm geprewel het aan die kruis, maar dat die mense net hierdie noodkreet kon hoor: my God, waarom het U my verlaat? Jesus kies Psalm 22 om woorde te gee sodat hy sy hart voor sy Vader kan uitstort. Ek vermoed dat almal van ons in 'n meerdere mate hierdie donker gevoelens van Godverlatenheid beleef het of in ons lewe sal ervaar. Die bekende en beroemde skrywer C.S. Lewis het na sy vrou se dood 'n geweldige eensaamheid ervaar. En is baie van ons wat kyk en wat hier sit, wat al daardie eensaamheid ervaar het van 'n lewensmaat of 'n naby familielid of 'n vriend wat gesterf het. En dan skryf hy 'n boek daaroor. Hy noem dit A Grief Observed. En dan sê hy, wanneer 'n mens in gelukkige tye en in tye van blydskap na God toe gaan, onthou van God en na hom toe gaan, dan vind jy 'n verwelkomende God met oop arms. Hy sê, maar sy ervaring was, wanneer jy in desperaatheid en ander hulp van nul en geen waarde is nie, na God toe gaan, dan is dit asof daar 'n deur in jou gesig toegeklap word en die sleutel word van binnekant af gedraai. Die deur word gesluit. En dan sê hy, sy ervaring is, dan is daar stilte. En hy sê, dan kan jy maar wegstap. Want hoe langer jy wag, hoe duideliker word die stilte. Daar's nie eens 'n lig wat in die venster brand nie. Dis asof dit 'n leë huis is. En dan vra hy, waarom is dit so dat God so teenwoordig is in voorspoedtye en so afwesig is in teenspoed? Dit klink asof hy Psalm 22 goed verstaan. Die psalmdigter Dawid van Psalm 22, hy verwoord hierdie Godverlatenheid deur beeldryke taal wanneer hy sê, ek voel soos 'n wurm, mense bespot my. Wreedaardige mense storm op my af. Hulle is soos brullende en verskeurende leeu's, soos hongerhonde wat my omsingel en net kyk vir die oomblik wat hulle op my kan toeslaan. So is die Godverlatenheid. So voel dit, sê hy. My liggaam is uitgeteer. Dis asof hy sê, deur hierdie beelde, dat Godverlatenheid jou totale menswees in beslag neem.
Hy voel alleen, sê hy deur hierdie beelde. Alleen. Hierdie God verlaat en hy tas sy liggaam aan. Dit maak hom siek en swak. Sy liggaam is uitgeteer, sê hy. Geestelik is hy uitgeput, psigies is hy afgestomp. Hy het nie hoop nie, hy het nie raad nie, sê hy. En dan oorval die eensaamheid hom. In watter mate het jy dit al beleef? Miskien in 'n meerdere of 'n mindere mate. Maar vriende, wanneer ons vanoggend hierdie brood en die wyn gebruik, dan onthou ons vir Jesus aan die kruis. En dan onthou ons, dan hoor ons vir Jesus wat uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En dan onthou ons dat Jesus vir ons wys wat om in sulke tye te doen. Soos die psalmdigter en soos Jesus kan ons na God toe draai en met hom worstel, met hom praat. En wanneer ons die brood eet en die wyn drink, dan onthou ons watter woorde ons kan gebruik. Jesus se woorde aan die kruis. Psalm 22 en ander gedeeltes om eerlik te wees en te sê, God, waar is U? Wanneer ek U nodig het. Maar vriende, aan die kruis gebeur daar baie meer as net dat Jesus vir ons 'n goeie voorbeeld is van wat om in sulke tye te doen. Dit gaan oor baie meer. Wanneer Jesus aan die kruis is, dan kom wys hy vir ons dat hy oorgeloop het en aan ons kant kom staan het. Wanneer Paulus in Filippense hoofstuk 2 praat oor die betekenis van Jesus se kruisiging, dan gebruik hy 2 keer die woord verneder. Jesus het homself verneder. Prof Dirkie Smit sê daai Griekse woord kan vertaal word, die betekenis in die Grieks is, hy het oorgeloop na ons kant toe. Hy was in daai span en ons is in hierdie span en ons het teen mekaar gespeel, maar nou het Jesus oorgeloop, van daardie kant af, oorgeloop na ons kant toe en nou speel hy saam met ons teen die ander span. Dis wat die woord beteken. Jesus het oorgeloop van God se kant af na ons kant toe. God is nou aan ons kant. En wanneer Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan is dit die bewys daarvan, die openlike verklaring. Hier staan ek aan julle kant, namens julle roep ek uit. My God, waarom het U my verlaat? En vriende, dis nie 'n simboliese gebaar nie. Dis 'n werklikheid. Jesus het werklik oorgestap na ons kant toe. Hy het werklik mens geword. Hy het werklik jou en my sonde en ons gebrokenheid en die gebrokenheid en sonde van die wêreld op hom geneem en die straf van God op daardie sonde en daardie gebrokenheid het hy gedra. Hy het dit op hom geneem toe hy die wil van die Vader uitgevoer het tot aan die einde. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. En daardie straf van die Vader op ons sonde is die feit dat God sy Vader hom verlaat. Dat hy wegstap van hom af toe Jesus aan die kruis hang. En dat hy hom die rug toekeer. Want God haat sonde. Jesus het oorgeloop na ons kant toe. Hy het werklik mens geword. Hy het ook die gevolge van die sonde kom dra. Daardie selfde pyn en smart en gebrokenheid wat ons beleef in tye wat deur die psalmis beskryf word, in donker tye en Godverlatenheid. Dit het hy ervaar. Daardie emosies wat beleef word as gevolg van 'n moord op 'n onskuldige vrou.
die dood van iemand naby ons, onreg wat teen ons gepleeg word, droogte in die Karoo. En hy dra al hierdie gevolge van die sonde, terwyl hy self aan die kruis hang, gespot word, verneder word, onskuldig daar hang, kaal uitgetrek, gestroop van al sy besittings, selfs die laaste besitting, sy klere, terwyl hy moet toekyk dat mense daaroor dobbel. Hy dra dit alles terwyl hy aan die kruis hang en sy Vader hom verlaat. En dan roep Jesus, dan roep hy na 'n God wat op 'n stadium gesê het, jy is my geliefde seun, ek verheug my oor jou. Hy roep na hom, hy roep na God, maar God is nie daar nie. En hy roep dit namens ons. My God, waarom het U my in die steek gelaat? Waar is U? En vriende, wanneer ons in hierdie lewe, en hy doen dit, sodat wanneer ons in hierdie lewe voel dat ons dieselfde wil uitroep, en nie woorde het om dit te sê nie, en wanneer ons wel by die punt kom en dit uitroep, en die waarom vra, wat ons natuurlik mag vra, dan onthou ons, dat Jesus aan die kruis uitgeroep het, namens ons, saam met ons, my God, waarom het U my verlaat? Dan onthou ons dat Jesus aan die kruis homself kom gee het vir ons, sy lewe, sy bloed, sy liggaam, dit word ons brood en wyn, sodat ons kan onthou van Jesus, en dat hy vir ons is, en dat hy by ons is, en dat hy verstaan, dat hy aan ons kant is, en dat hy, soos Paulus sê, nie sal toelaat dat daar iets is, wat ons van sy liefde kan skei nie. My gebed is dat iets van dit wat ons vandag hier beleef, en die gebruik van die tekens, vir ons sal help om te ervaar, dit wat die soldaat ervaar het, daar by die kruisiging, toe dit donker geword het, onthou julle, dit het donker geword. En in daai donkerte, nadat Jesus gesterf het, het hy gesê, waarlik, hy is die seun van God. Mag ons in ons donkerte, op grond van Jesus se kruisiging en sy uitroep namens ons, in ons donkerte beleef. Waarlik, hy is die seun van God. Hy is vir my, en hy is in die donkerte hier. Amen. Ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee, waarin ons net kan antwoord op dit wat die Here vir ons gesê het. Louisa, jy kan vorentoe kom, en na die stilte gaan sy vir ons 'n lied sing. Jy kan gerus die woorde volg op die skerm, ter voorbereiding van die gebruik van die tekens. Maar dis eers 'n paar oomblikke van stilte.
Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have helplessly lost the way. Oh, we helplessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en weet dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Onthou, dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Die bewys dat hy aan jou kant is. Vriende, die beker van danksegging wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit en drink dit, dink daaraan en weet dat sy bloed gestort is tot volkome versoening van al jou sondes. Die bewys dat God vir jou is.
Vader, in U hande gee ons vandag weer ons lewe oor. Amen.